Exactly. Jy gooi hier op 60, 65 en vang jy een visie, dan gooi jy weer al 'n uur en 'n half het ek gehoor by die ouens en dan dis die hele tyd moeg getroffe. Of upset kan raak dat hulle vreeslik baie vis verloor en nie al die vis kry wat hulle vang en hulle dink dalk die ouens wat Promanias en Elites en gedingel elke vis wat byt sit hulle in die net. En dis iets wat hulle moet weet, dat dit is nie so nie. Dit is Nee, dit is definitief so nie. Ek dink julle ratios is hoër as die normale ou in die straat. Ja, toe oom gesê het 54 het ek aan oom se ouderdom gedink. Ek het nie gedink aan hoeveelheid gooi nie. Dan onderskat jy Johan. Dankie. Dis 'n paar jaar terug daai. Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Alright, kom ons kry die ding in die gang. Alright, welkom terug by nog 'n episode van die original podcast. Ons vanaand weer vir julle 'n lekker propvolle episode beplan, soos oude gewoonte. Ons het 'n baie bekende gas vanaand op die podcast, iemand wat al baie keer op die podcast was en dis iemand wat julle almal vreeslik baie geniet. Hy het altyd vreeslik baie kommentaar en opinies, maar ons geniet dit, ons lag altyd. Van dit moet ek uitsny, maar sal kyk hoeveel ek vanaand kan inlos. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by vanaand se episode. Dankie Sakkie. Ja nee, ek sal vir jou sê ek kan nie wag vir hierdie tydjie in 'n week nie. Dis my tydjie wat ek weet ek kan op my gat sit, lekker rustig whisky drink, bietjie strooi praat en ek geniet dit regtig waar. Dit is met al die stres en die spanning en die pressure wat ek op die oomblik het daar by werk, is dit sommer net lekker. Ja, en dan ons gas van vanaand, oom Johan Bekes. Ek dink hy het geen introduction nodig nie. Vir die van julle wat die podcast volg, julle sal weet hy is gereeld op die podcast. Vir die van julle wat Varswater Hengel volg, julle weet julle sal oom Johan Bekes se naam ken. Johnny Langcast, vir daai van julle wat dalk nog nie die nickname gehoor het nie, daar's 'n rede hoekom dit Langcast is. Oom Johan, welkom terug by die original podcast. Dit is eintlik al 'n rukkie terug wat oom 'n episode sal gedoen het. Ja, dis al 'n paar maand of 3. Dis gewoonlik kyk snaaks genoeg vanmôre toe jou pa daar ingewals kom en ek sien maar sit in die bussie, toe weet ek hier kom 'n ding, hy wil nou weer iemand moet gesels, dit sal ek wees. Sy was op die telefoon man, sy is net besig met 'n bestelling. Ja, maar ek het geweet jy het ingekom vir 'n rede, want jy kom gewoonlik. Johan het weet, hy het goed gedoen die naweek, so te weet hy gaan een of ander tyd weer 'n oproep kry. Ons hengel mos maar net ou Sakkie. Ja. Hy het die naweek 'n paar bokke misgeskiet. Nee, gelukkig nie. Hulle lê almal. Ek het gehoor hy het gaan jag, maar het nie gehoor dat hy iets raak geskiet het. Ja, nee, ons gaan nie oor daai net praat nie, Sakkie, want ek het daai plaas plat geskiet. Ek hoop ons stuur 'n bietjie biltong Vietnam se kant toe. Dis like dis iets wat ons hierdie kant regtig nodig het. Ons het 'n paar ouens wat biltong maak die kant. Maar jy kry dit nie dieselfde as in Suid-Afrika nie. Met die humiditeit en die goed wat ons hierso het, dis net jy kry hom nie so droog nie, jy kry hom nie so goed soos in Suid-Afrika. Ja. Dus kom as iemand van Suid-Afrika net op 'n fan wees. Ja. Maar anyway, Dad, ek moet sê ons het net so voor die podcast begin het ons 'n bietjie gesels rondom die weer. Ek is verbaas om te sien dat pa tog ys in pa se whisky. Ek dog is so koud daar dat mense nie meer ys nodig het nie. Ek het baie minder in. Wel Sakkie, kyk hierso ek het my gown al aan. Gats, maar weg. Kom gou hier. Sis. Kom gou hier. Hy het die Japon gedoen het, trek hy al die drade uit. My gesig is weg. Hulle kan my nie sien nie. Ek het niks gedoen nie. Jou pa die draad uitgetrek. Ek het die recording. Ek kan nou wys. Ek sê ons vat hom weg. Nou blameer hy die kat. Ja, dit was die kat. Okay, maar moet hom uitvat as ons het 'n bietjie tegniese difficulties gehad. Ons gaan nie vry oor dit nie. Maar om terug te kom op die topic waar ek wou gesels het, dit is 'n bietjie koud daar. Sien om Johan het 'n Japon aan, hoef ons nie weet te wys nie. Ek gaan nie. Ek sit stil nou hierdie keer. Maar kan julle wys kies by Japon? So ja, is lekker koud daar by julle. Neem aan dit maak dinge maar redelik moeilik.
Ja, sakkie, jy weet dit is nie net die koud nie, is koud en nat. Dis regtig, dis daai regte terrible weer. Dis regtig koud en dit reën Paul het ook kort gesê, Paul het ook gesê het van laat Valdam was soos 'n Ja. 3 keer. Ja, as my geheue reg is Valdam van verlede jaar Januarie laat hy begin water kry. Kyk, hy was so leeg dat ons het toe nou mos verlede jaar Januarie byvoorbeeld die bootkompetisie gekanselleer. Die dam was te laag en toe hy begin water kry van daai dag af tot nou toe. Dink ek was al 5 dae wat hy onder 100% was. As ek reg is was hy vandag weer iets soos 105. Hy wissel so tussen 102 en 112. So dit is dis baie water. Hierso is regtig. Ons het baie probleme, maar water op die stadium is nie een van hulle. Maar dis net in Gauteng. Gauteng, Nee, Natal, landwyd. Vrystaat, Noord-Kaap, Tot Noordwes. vloede gehad. Noordwes, Noord-Kaap almal. Nee, dis ons het 'n geseënde jaar met water. Die Wes-Kaap sê maar hulle seisoen moet nou eers begin. Kom nou eers aan die gang. Ja. Hulle verwag dat hulle gaan 'n ondergemiddelde reënjaar hê. Maar ou moet nog maar wag en kyk. Hulle het gesê ons sou ook 'n ondergemiddelde jaar gehad het en ons het definitief nie. Of ek dink glad so nie. Wat noem jy daai weer situasie, daai El Nino, El Nino? La Nina El en Nino. El Nina. Nee. El Nino en La Nina. Die El Nino. Ek dink hulle het Ja. gesê wat behels dit? Hè? Komponde. Die een La Nina, dan het jy 'n droë jaar en El Nino dan as ek reg is, dan sit 'n nat jaar. Baie water. En- Ja. Ja. So ons hulle het vir ons, ek het nou die week het ek 'n ding gelees dat hulle sê daar's 'n El Nino stelsel wat by ons broei. Dit beteken julle gaan weer 'n nat, julle het mos 'n nat. Ja. As hy mos kom reën, as dit mos baie nat daar by julle vir lank. Ja, maar hulle het gesê dit gaan hierdie jaar soos in 'n Baie boogmiddeld. gemiddelde Dan is warm dit jaar daai. wees, Ja. so. Dan is En dit ons daai, ja. ons draai season wat nou tot op einde kom. Ons het gewoonlik raak dit ongemaklik warm. In hierdie jaar het julle nie gehad nie. Nee, dit was ongelooflik warm. Oom Johan, Ja. ons het dae gehad wat 38, 37, 38. Ons het Okay. ek het verlede maandag het ek 'n warning op my foon gekry wat gesê het excessive heat 41 degrees. Stuur bietjie daai vir ons. Jy sien Johan, die groot ding is hier by ons kry ons ook daai 38 en 39 of 40 grade daar in Makwaland. Maar ek dink dan jy by ons het die ou net daai vreeslike droë hitte. Ja. Maar daar by hulle sit hulle in daai selfde tyd sit hulle met 'n humiditeit van hoeveel sak? Nee, ek weet, hulle humiditeit hoog, ja. 90, 95. Ja, baie hoog. Ja. Jy word nie droog nie. Alles is nat. Jy's nat. Jy's net jy raak gewoon aan. Alles is Maar net Sakkie, nat. buite in al daai baie water vang ons nog steeds lekker vis. Dis die hoor- belangrikste van alles. Dis die lekker ding. Ons het verlede week het ons met Gideon gepraat het ons gesels oor wat se naam, oor Bierman wat moeilik was en dan wat se ander oor Leeuplaas, né? Of wat nie Leeuplaas nie. Nee. Hartsies. Hulle was by Ja, Hartsies Hartsies. by Leeuplaas. Wat se ene was so vreeslik rof geweest wat hulle Hartsies. Hartsies. Ja, wel ouens het hulle sone gewen met 2 visse. ja, so die vis byt nie oral. Hy's deur finaal toe met 2 visse, maar dis net omdat daar baie lanklaas gehengel was op die oewer. Dis die probleem. En hulle het heeltemal regs aan die regterkant om waar jy ry nog voordat jy by Leeuplaas is gekom het jy daar afgery tussen die bome en dan jy het reg langs Mimies deel gehengel met ander woorde. Daai stuk water langs Mimies deel. Mimiesdal. Ja. Mimies dal. Nou Ja. sal oom Johan sê dat 'n oewer wat kom ons sê baie traffic kry beter hengel as 'n oewer wat Definitief. stil is. Ja, daar's meer voer in die water, hulle kry kos en alles, maar daai spesifieke oewer is mos ontsettend vlak. Die rivier loop deur in die oorkant. So dis hulle gooi vir kilometers in vlak water. Dis genuine so. Sakkie, ons het daar gery met die boot toe ons so zigzag gery Ja, nee, het ek en weet gekyk presies het. wat Hartsies. Dis so plat. Ja, ek onthou dit. Ja, ek glo nie hulle het in 2 meter water gehengel nie, al was die dam so vol. Ons raai eendag het ons nog gesê as die boot hier gaan staan kan ons ten minste uitklim. Ja. Ja, definitief. Ja. En ek is Ja. redelik kort.
So as ek uitklim, dan moet jy weet. Dan moet dit Ja. vlak wees. Maar kom ons kom terug na gewone hengel toe. Oom Johan, ons het hierdie naweek het ons nou het julle 'n lekker toernooi dingetjie gehengel. Voel 'n bietjie vir ons verduidelik wat het daaraan gaan. Wat was dit en wat het behels? 'n bietjie terug, 'n bietjie 'n naweek terug daarom nou al, is nou al 'n naweek terug. Naweek. Kyk, terug. ons het mos ons het die elite finaal gehengel. Dit was by Leeuplaas. Ons het die spanne dag gehad, die Vrydag by Leeuplaas, almal het daar gehengel. En toe die Saterdag was dit mos nou onderskeidelik die semifinale wat Leeuplaas en Moelmans was. Leeuplaas en Hartsies was. Ja, was net die seniors wat nie daar was nie, die res het almal gehengel by Leeuplaas. En toe nou die finaal op Sondag wat nou almal toe nou teruggeskuif het Leeuplaas toe. So, maar soos ons nou gesê het, die seniors het maar 'n moeilike sessie gehad. Dit was dis moeilik om te ek sê altyd, dis nie altyd die best guns wat daar uitgekom het as gevolg van die kondisies nie, want dit is maar moeilik en daai areas is verskillend teenoor wat Leeuplaas byvoorbeeld is. Leeuplaas weet jy, as jy daarom kan gooi, kan jy die moeilikheid het gooi, maar daarby by Hartsies kon hulle nie as hulle die moeilikheid gegooi het nie. Dis ek meen, en daar's ouens wat kan gooi, soos Gideon, ja. 50, so dis Exactly. Jy gooi hier op 60, 65 en vang jy een visie, dan gooi jy weer daar lê 'n uur en 'n half het te gehoor by die ouens en dan dis die hele tyd moeg getroffe. Maar oom Johan het by die meesters gehengel. Ja, ek het nou hierdie jaar besluit ek gaan die tweede jaar by die meesters hengel. Ek het weer daar gehengel. So ons het ons semi-final gehad by die draad. As jy nou deur Leeuplaas inry, dan kry jy mos die middelste draad wat die bostoilet was. En ons is van die draad af terug regs hier na die ou Lapa se kant toe. Ja, en die kom in. En ons was ons was 27 meesters wat teen mekaar gehengel het. En ja, dit was maar dit is bietjie beter as wat dit daarom by Hartsies was. Daar's daarom visse wat ons kan vang. Duisende geelvisse. Die ouens by Hartsies kon nie eens geelvis vang nie. So ja. Maar ja, Sakkie, ons was geseënd. Ek dink ek praat onder korreksie. Ek dink ek het die meesters algeheel gewen vir die dag met die semifinals. Dink ek het 27 vis gehad. Dit is 'n ordentlike dag se hengel. Ja, dit is jy weet, ons het geskuif oggendsessie, middagsessie. So ek het oggendsessie, ek dink ek het met ek praat onder korreksie, ek dink ek het met so 10 of wat gedraai. Die middagsessie het beter gegaan en ek het dan een van daai groot pelonies gevang van 7 kilos. So dit was 'n lekker dag, ja, geseënde dag as jy dit so vat, ja. Oom Johan sê nou oom het 27 vis gevang. Ek het altyd gesê toe ek nou nog in Suid-Afrika regtig gehengel het, ek het altyd gesê as jy 'n dag 25 vis vang, Is dit 'n goeie dag? 25 vis is 'n besonderse lekker dag se hengel. Ja. Ja, jy ry huis toe en jy voel jy het regtig geoperate. Lekker gehengel, korrek. Ja, dis as vir alles ou. Kyk, ek het ekstreem gehengel en ek sê dit nou en ek het die spanne dag, onthou ons gebruik die spanne dag altyd as 'n maatstaf, ja. So die spanne dag en dan het ek gesien ek gaan nie naby karring nie. My gameplan was 125, 135 en sover as ek kan. En ek het nie een vis naby nie, as in een van die 3 dae het ek vis nader as 125 gevang. En ek het van die word go of daar agter gehengel. Ja, jy vat bietjie langer om jou vis uit te kry en jy moet bietjie meer geduldig wees en daar's vashakke tussen jou en daar. En ons het maar almal vis verloor en ons het maar almal vasgehaak en ons het maar almal afgebreek, maar daar was definitief ander ouens wat baie meer as ek vasgehaak en afgebreek het. So ek was geseënd. Ja, en dan tussenin vang jy so 7 kilo pelonie en dan maak jy die dag nie dat ek hom nodig gehad het nie. Ek sou nog steeds die dag gewen het met die vis wat ek gehad, die 26 vis wat ek gehad het. Sonder die maar Het hom daai grasie getarget of nee, hom weer so gesien? Oom is mos wat die grasie so sien. Ja, hierdie ene was ek het geweet toe ek hom gekap het, ek het hom. Want toe ek kom vaslaan, toe klim hy daar binne die water uit.
toe weet ek is 'n Polony. Toe sê ek sommer vir die ou hier langs my, asseblief bring sommer daai groot net wat daar lê, bring hom sommer net saam en ja, toe het ons hom geskep en hom sommer geweeg en sommer dadelik geweeg en hom teruggesit, maar ja. Ek het hom nie, dit was nie Wie het hy nog die grasies so vas was Jean Lerm. Waar die grasies, daai groot grasies gevang het, dit het die grasies skat hy hom so. Dit klap. Het om Johan ook so gedra, het om Johan gedra so Kyk, Sakie, ek het hom so gedra. Nee, wat ek het hom net vinnig, dit was vinnig in en uit geweeg en teruggesit. Ek is ons nou nie eintlik 'n mal oor die foto's en die goed nie. Dit is mos nou maar net visvang. En ek weet oom is nie groot op die foto's nie, want elke keer dat ek 'n thumbnail foto soek, moet ek 2-3 ure soek vir 'n foto van hom. As hy nou 13 plus kilos was, dan sou ek gesê ja, ek sal 'n foto geneem het, want ek meen my PB is 13.7 something. So ek het al 'n baie groot lonie gevang, so en ek hy het maar net gekom. Sakie, dis 'n dag wat 'n mens bid en ander ouens sal bid en sê, "Jesus, ek wens ek kan daai net kry, dit sal my baie help." En dit is nou maar so, hy het nou maar net gekom. Dit is nou maar 'n bietjie waar die lak inkom vir Engel. Wat het jy aan daai stok gehad, Johan? Jy sal nie glo nie, ek het gehengel met my floutie en my deegs. Dit was dit. Floutie en 'n deeg en wat se deegie? Sommer net vir die ek weet daar's mense wat jy- bitter graag sê wil hê. Ja, gee my kyk, gas. hulle ken mos nou almal weet ek hengel met 'n Joanna of 'n Gumtree of 'n anys floutie. En ek het altyd my geel of my egg yellow deegie aan. Dis dit. Ek het net so gehengel soos wat ek altyd hengel, selfe kombinasie. Legend, Black Widow, JLC, Pynkiana, JLC, dis wat ek gehengel het en ek het hom daar gegooi op daai distansie daar agter. Party van hulle het vinnig gebyt, ander het stadig gebyt, maar ek meen as jy 27 vis vang plus nog vasgehaak, plus nog die geeles wat jy vang, plus nog die afbreek en al daai, dan het jy eintlik 'n goeie tempo dag gehad, want ek sê vir hulle die Saterdag het ek het 27 vis geweeg en ek het 52. Ek het so 'n klikkertjie wat ek klik as ek 'n byt het en 'n vis aan het. Ek het 52 vis aangehad en ek het 27 geweeg. Sondag met die finals het ek 48 vis aangehad en ek het 25 geweeg. So dan is dit nou die geelietjie tussenin en is dan die afbreek, vashak. Ja, hoe kleintjie afhardloop en sulke goedjies, maar dis deel van dit. By Leeuplaas weet ons dit gaan gebeur. Jy kan nie sê dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan gebeur. Ek moet sê oom Johan sê nou praat hy daarvan en ek dink dis iets wat ons nog bitter min op die podcast actually bespreek het. Is ek dink 'n sosiale hengelaar as hy gaan hengel, kan hulle baie keer op 'n punt kom waar hulle vreeslik dismoedigend of mismoedigend kan word of upset kan raak dat hulle vreeslik baie vis verloor en nie al die vis kry wat hulle vang en hulle dink dalk die ouens wat Promanias en Elites en goed hengel, elke vis wat byt sit hulle in die net en dis iets wat hulle moet weet, dat dit is nie so nie. Dit is nee, dit is definitief so nie. Ek dink julle ratios is hoër as die normale ou in die straat. Maar julle moet tog onthou dat julle verloor tog nog steeds vis en dit is gereeld. Sakkie, as ek 25 vis gevang het en ek het 10 verloor, dan het ek eintlik 'n goeie dag gehad. Ek het eintlik 'n goeie ratio gehad. Veral as jy weet daar is vashakplek. As daar nie vashakplek is nie, dan is dit 'n ander, dan kan 'n ou gaan kyk maar wat het jy verkeerd gedoen, maar as daar gras is en daar's baie kere wat hy en ek het bitter min afgebreek. Bedoelende ek het net hoe kleintjies verloor, maar nie afgebreek nie. So ek het nie alles nodig gehad om waar ander ouens het alles afgebreek en verloor, omdat ek met die ligter sprientjie hengel en so dit het vir my 'n groot, dit was dalk my groot rede hoekom ek nie so baie afgebreek het nie. Maar vis verloor, sonder 'n twyfel. Ander size geelvis, sonder 'n twyfel baie. Ek het Saterdag 2 geelvis gehad wat size was en ek het Sondag 2 geelvis gehad wat size was. Die res was alles ander size. Kan maak net wat jy wil. Gepraat van die size en ander size geel is. Oom Johan, ons het verlede week het ons 'n conversation gehad rondom die geel is. Met Gideon, ek gehoor of oom vir ons antwoord. Hy is after all ons speler verteenwoordiger.
geelvis kop gooi in 'n elite, wettig of onwettig? Totaal onwettig. In watter reël staan dit? Dis in die SAFBAF reëls. Onthou, die elite val onder SAFBAF se reëls en SAFBAF se reëls sê jy mag slegs 'n vis wat wettiglik is in jou net mag jy gebruik vir 'n aas. 'n Ander size geelvis mag nie in jou net wees nie, so jy mag hom nie hou nie. Okay, maar as ek nou 'n van daai lang maar undersize of size geelis vang, Ja, as jy 'n size geelvis het, as sy kop net mos af, dan weet ons mos nie hoe lank was hy nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Ek ry 2 keer oor om as hy lank en breed. kyk Barry, daar's 'n groot loophole met daai ene, verstaan jy? En as jy Was kop hy- groter en platter wil hê, maak ek dit ook vir jou. Gee my 'n Was hy size, was hy nie size nie, dit kan ek nie vir jou sê nie, want as ek jou sien die vis daar sny, is dit mos jou vis wat jy sny. Ek weet nie of jy geelvis sny of 'n grasie of wat sny nie. So dit is maar vir die hengelaar, maar volgens die reëls moet dit 'n vis wees wat volgens die ordonnansie size was, want anders mag hy nie in jou net gewees het nie. Johan, Want die ordonnansie sê jy mag 10 geelvis vang en hou wat minimum grootte so lank is. As ek nou 'n gele uithaal en ek maak vir hom sushi. En ek sien besig om die vleis te eet en nou na die tyd lê jy 'n koppie daar, dink ek kan hom maar gooi. Ag, ek gooi hom net, Barry, gooi hom net. Ek dink almal gooi die geelvisse wat ek op die gras gesien lê het in elk geval was nie een size nie, dit kan ek jou beloof. Ou gaan nie 'n geelvis se kop sny wat size is nie, definitief nie. Maar ek dink net dit is goed om te weet, want dis goed om net te weet dat daar is 'n reël en dit maak sin. Die reël wat oom sê, dit sal vir my sin maak om dit te doen. Hoe hulle dit gaan polisieer, dis 'n ander Jy kan dis totally impossible. Hulle moet jou fisies vang waar jy die vis uit jou net uit gehaal het en voordat jy hom sny, dan moet hulle hom meet, dan kan hulle jou vang. Anders is daar geen manier nie. Hy kan nie die kop bymekaar sit in elk geval, gaan hy definitief size wees. As hy nie size was nie. So ja, dis 'n lang storieetjie daai vir 'n ander dag, maar dit gebeur. Die mense gebeur dit, ek gooi mos aan die kop en nie so dit sal nie by my gebeur nie. Jy sal nie glo nie, Sakie. Dit was nou die Saterdag by die semi-finals. Toe stap ek aan in my net toe nou kyk ek daar so 'n klein grasietjie daar binne en toe ek daai visie so kyk en ek sien dit sê ek Here, ek gaan nie, daar's nie 'n manier wat ek hierdie visie se kop kan afsny nie. Dit gaan net nie oor my hart. Ek kry dit nie oor my hart om daai visie se kop af te sny nie. Ek kan dit net nie doen nie. Dis hoekom ek nie met koppe hengel nie. Ek beloof hom, daai wat oom nou van praat, nê. Ek het geen probleem om 'n grasie se kop te sny nie. Ek het geen probleem om 'n geeletjie se kop te sny nie. Maar 'n karp, daai wat oom nou van praat, daai nê. Ek kan nie 'n klein kapie se kop sny. Nee, ek kon net nie daai vis. Ek het daai visie so gekyk te sê jy gaan nou 'n baber word. Maar toe kom nou eers so kyk te sê jy gaan nie meer baber word nie. Los dit maar net. Die ou langs my, hy vra wat maak jy nou? Ek sê ek kan dit nie oor my hart kry nie. Ek sê want ek sê net vir hom ek gaan nog 'n koppie gooi. En ek stap so toe en ek kom terug. Hy sê wat nou? Ek sê nee, ek kan dit nie oor my hart kry nie. Ek sê moet ek hom vir jou sny? Ek sê nie myne nie. Ek gee vir een van jou, dis sny vir een van jou. Weet jy waaroor gaan dit? Weet jy waaroor gaan dit? Twee goed. Eerste ding wat ek wil noem is ek dink dit is 'n kwessie van jy wil hom nie sy kop afsny nie. Ek in die situasie is en ek wil nie sy kop afsny en buite kom af. Nee, asseblief nie. Buite kom af. Maar die tweede ding wat ek sê is jy is net bang jy het vanmiddag daai 100 gram nodig. Nee, ek het nie eens getwyfel oor daai bietjie gramme wat daar was nie, maar ek kon dit net oor my hart kry. Ek kan nie. En weet jy wat, nou my hele lewe lank nog wat ek gehengel het. Wanneer ek 'n koppie gehad het, is dit 'n koppie van 'n vis wat toe ek my sak uitgegooi het wat nou gevrek het en hy was reg vir my. Dan het ek hulle gehou. En maar andersins as nie. Nee, by die see is dit anders, is mos dooie aas wat ek het. Dis gevriesde kop. Gevriesde aas, ek sny. As jy 'n vars mallet vang, sy nie sy kop gooi nie. Nee, ek gooi hom heel.
Nee, ek gooi hom heel. Daar is nie nog tyd vir 'n koppie sny nie. Nee, man, dit gooi ek heel. Hy's mooi daarmee. Hy moet net nie kop sny nie. Nee, man, dit gooi ek heel. Jy kan nie 'n mallet se kop sny nie. Waar was hy gevries was? Ja. Nee, ek weet Ja. jy wen. Nee, wat. So Sakkie, ja, dit was 'n dit was lekker. Dit was wat nou lekker was by ons by die meesters was ons was 27 en 20 gaan deur finaal toe, so daar's net 7 ouens en intussen onttrek daar nog een ou, toe's daar net 6 ouens wat uitval. So dit was eintlik vir ons nou 'n lekker een en as jy vat teenoor die seniors, is daar 50 wat gehengel het en net 20 gaan deur 30 gaan huis toe. So dan maak dit maak jou meer relaxed, want ek meen jy het nie nodig, daar's nie soveel druk op jou nie. Jy moet letterlik 4de in jou sone kom, dan gaan jy nog steeds deurgaan. Maar sien, dis goed vir die meesters, want die meesters kan nie meer daai druk hanteer nie, oom Johan. Julle harte Yes, nie my goed broer. soos dit kan dit ons Nee, daai meesters my maat nie, hulle het goens daai meesters papa. Die jong manne kan daai druk hanteer. Ons weet ons gaan nie Ek twyfel oor daai ene, Ek het vir hulle op 'n podcast gesê so rukkie terug nou dat ek weet hulle ek sal 'n meester en veteraanspan kies wat enige senior span se pak gee. Maar ons gaan na 'n venue toe waar jy nou nie hoef 200 te gooi nie. Gaan na 'n realistiese fair venue toe, né? En ek sal vir jou sê daai ouens gaan vir hulle freaking Luister, daar's nog 'n paar van hierdie ballies wat saam met daai mannetjies sal gooi, man, moenie 'n fout maak nie. Nee, wat? Dit is so, maar ek sê net kom as jy so iets doen, moet jy daarom regverdig maak. Ja. Maar ek dink dis nog hulle 'n idee vir jou. Jy moet dit dan 'n bietjie by mekaar sit. Daai penne ding uitsaad. Ons het twee kompetisies wat ons wil doen. Ons het daai ene wat ons wil doen en dan het ons die Hy pers. Young Guns versus Old Guns, ja. Ja, pers. Ja, maar so Sakkie om nou terug te kom na ons toernooi toe, so hy was regtig lekker. Hoe het ons die finaal gedoen? Ons het nou nie gesels oor die finaal nie. Ja, die finaal was toe nou die Saterdag toe sit ons nou links. Ag, die Sondag, toe hengel ons nou weer links van die draad onder die borstoilet. So toe het ons nou die laaste 20 penne aan daai kant. So van die draad af was daai laaste pen. Ek dink een was aan die kant die draad en dan nog die ander 19 was toe nou links gewees. En ek het in die heel linkerkant begin en ons het toe nou na die C-blok toe geskuif. Ja, daar was nog 'n D-blok langs ons gewees. En ons het in lank terug, 2 of 3 jaar terug het ons nou besluit dat dit regverdig is om nie al 20 of 10 ouens teen mekaar te laat hengel nie, maar laat daar net blokke van 5 is. So die 5 ouens hengel teen mekaar en die 5 ouens skuif saam. En as jy die sone wen, kan jy nie slegter as 'n 4de plek kom nie. Want daar's 4 blokke van 5, so wat regverdig is. As ons 'n gewone elite hengel, dan is dit mos so, daar's 2 blokke van 5 en die 2 blokke wenners kom eerste en tweede. Dan is dit mos regverdig om almal so te hanteer en sê eerste, tweede, derde, vierde. So as jy jou sone wen, is jy in die eerste 4. Nou die hele dag vandat ons begin het en ek het nou hulle kan met my stry, kan sê wat hulle wil. Ek het die zone of death gehad. Dit is nou maar so, dit was ek, Frankie Dodgen, Mornay Simon, Stephen Hambley en wie was die ander mannetjie? Maar ons het regtig 'n baie sterk sone gehad. En enige iemand kan hom daar wen. En Reinhard Herselman het ek die hele tyd dopgehou want ek het gesien hy gee my 'n rand vir my money met die vis, veral in die oggendsessie. Daar was veronderstel om baie sterk wind op te kom wat toe nou nie opgekom het nie. Nie alvorens ons gedraai het nie. So hy moes toe nou al vroeër opkom met 9:00 se kant toe of daar rond, maar hy het toe nou nie gewaai nie. Daai dam was windstil en ons het die visie so gevang 1-1. Ek het daar agter Rudy Roots was die ander een wat in my sone was. So dis 'n sterk sone. Dis regtig sterk meesters. En
hy en Frankie het aan die linkerkant gesit en dan ek was toe nou aan die regterkant, maar ek skuif toe na die middel toe van die volgende blok. Toe ons nou skuif, maar nevertheless. En ek het vir Reinhard dopgehou want Reinhard was in die blok langs my, maar ek kon sien dat Reinhard vang redelik saam met ons vissies, baie vissies. Dit was nie noodwendig groot visse nie, maar hy het baie vis gevang. So ek het hom as 'n maatstaf gebruik om te sê dat ek kan sien hy vang redelik baie vis en dan Frankie en Rudy Roots in my sone het redelik baie gevang. Steven Hamley het langs my gesit. Hy het goed weg begin en toe raak hy bietjie dood en ek het toe nou die hele tyd toe ons nou in die oggendsessie nou gehengel het ons ek het hulle nou dopgehou en ek het mos nou vir die ou dopgehou en dan die ander zones kon ek sien was dit moeilik. Jy kon dit sien. Dis mos nou maklik om 20 penne dop te hou. Dis mos nou daai stukkie kom. So jy kan sien watter area het meer vis geen. Ek het nogal vir hulle gesê boys, ons skuif daarna 'n sone toe waar daar dit is moeilik daar. Jy kan dit sien, dit gaan moeilik daar. En ook toe hulle gedraai het, daai ouens het met 3 en 4 en 5 visse gedraai. Waar ons met 10, 11 en 12 visse gedraai het. Ek het nou nie getel nie, ek tel nie my vis nie, maar daar was redelik baie vis by ons kant. En ons het gedraai 11:00 en ons begin toe 11:30, maar ek het nie weet ons begin 11:30 nie. Dit was eintlik gedink, ons begin 15:15, want ons het 45 minute draai. Toe die hoeter blaas, toe ek nog nie eens 'n stok reg nie, is 'n mieliebol aan of niks nie. Ek gaan nog lekker te keer, ek nog 15 minute. Toe blaas die hoeter, ek sê nou, hulle sê nie ons net 'n halfuur. Ek sê okay, dis okay. Toe stap ek vorentoe, laai gou 2 strokke, maar 20 oor 11. Toe sien jy die golwe. Jy hoor nie eens die wind nie. Jy sien net die golwe. Nou, as ek vir julle sê, julle ken Valdam, julle weet hoe kan Valdam waai. Daai golwe was so hoog. En daai golwe het gekom. Toe slaat daai wind vir ons. Almal moet hulle kiepnette vasmaak. Ons het almal moet planne maak want ons moet daai goed so erg is die wind. Nou toe weet ek dit kan so bietjie in my guns wees want ek kan mos nou gooi as die wind waai. Vir my affekteer dit baie minder as wat dit vir enige ander ou is. En ek het daai selfe gewiggie wat ek mee gehengel het ek gevat, daai sprinkie, hy het 'n bietjie groter gewig binne-in en ek het hulle van die hoortgou gegooi, man, dit was nie 3 minute toe vang ek my eerste kapie en toe gaan ek nou maar net so en toe sit Reinhard reg langs my. Nou ek het geweet Reinhard het meer vis as ek in die oggend gevang, maar toe die wind nou begin waai het ek geweet ek het 'n voordeel, ek sal 'n bietjie meer vis kan vang omdat ek nog steeds op my 115, 125 sal kan kom in daai wind in, want daar was geen iemand anderster wat dit kon doen nie. Ek sê nou vir jou, tensy jy 'n skoon bottom weight gegooi het. Dis so erg die wind gewaai het. Ek ken en ek het daar agter gehengel en ek het die visse gevang, dan vang jy 10 geelvisse, dan vang jy 1 visie, dan vang jy 3 geelvisse, dan vang jy 1 visie, dan vang jy 1 geelvis wat sizes. En toe het Reinhard bietjie minder vis gevang, alhoewel hy so nou en dan vis in die net gesit het. En dit was maar, ek het geweet dit gaan tussen my en hom wees. Intussen het Richard Becker 'n ander plan gehad. Richard het gesê, toe die wind so waai, hy vat sy barberstok, hy het blykbaar mure gelaai, dis wat hulle sê, ek het nog nooit met hom gepraat oor nie, dis wat die mense gesê het, hy het sy murestokke gelaai, hy het hulle gegooi, en toe vang hy 3 barbers. En hy het op einde van dag, ek dink 14 of 17 vis gehad vir 30 kilos. So ons moes 30 vis gevang het om met 14 kilos om hom te wen. So hy het ons gewen met 80, 90, hy het ons redelik ver gewen. En op einde van dag toe ek en Reinhard 25 en 26 of 26 en 27 vis so. Met kommos wat ons skei. So, hy het my letterlik met 'n vis gewen toe nou. En aan die sone aan die ander kant het James Craven het 'n barber gevang van 17 kilos. Maar hy het net 13 vis gehad op die einde van die dag vir, ek weet, dink 21 of wat kilos met sy ander visies wat hy bygehad het. So,
En dit was ons 4, dit was die 4 zonewenners. Dit was Reinhard, Richard, ek en hy toe nou gewees. Maar ons het nie eens vir Richard. Richard was nie eens in die tel nie, want ek meen toe ons draai toe kon ons nou hoor, want Reinhard het ook vir sê hy het nie so baie vis gehad nie en. So toe kon 'n ou mos nou dadelik aflei dat waar jy weet hoe die stand van sake is. Ons gaan volgende week rekord ons sal either die week of volgende week rekord ons met oom Richard vir die podcast. So hy is die volgende. Dit is 'n goeie een. Ja, dan kan ons nou daai gedeelte hoor. Ons sal sy weergawe dan hoor. Dis lekker, maar so dis wat ek praat nou uit ander ouens se monde uit wat sê hy toe nou sy baberstokke gaan nou hoor wat sê hy. Wat was sy redenasie rondom dit gewees? En toe vang hy daai 3 babers gevang toe nou. En dit was blykbaar ek meen mooi babers as jy mooi daaroor dink om skielik 30 kilo so te gaan moet jy mooi babers hê. Ja. Jy gaan nie net sommer van nowhere af kom. Jy moet 3 mooi babers gevang het. Daar het pa iets gedoen met pa se mikrofoon. Nee. Pa se ewe skielik vreeslik duidelik. Nee, ek sit nog net so. Ja, hy's nou baie duidelik, ja. Ja. Maar ja, so Sakkie, dit was maar die verhaal van ons en nou ja, wat eerste, tweede, derde, vierde, weet by ons, by ek en Reinhard het ons regtig 'n bietjie meer nodig gehad om te wen. Verstaan jy? Ons moes in die 30 vis gehad het om te wen. So het ons dit aangegaat? Ja, ons het dit dalk aangegaat. Nee, ons het dit nie aangegaat nie. Jy kan dit nie sê nie. Om Reinhard te gewen het ek verseker die oggendsessie, my eerste vis wat geloop het was een so otterkaap af. En middagsessie het weer 'n keer een mooi otterkaap af. So weet daar praat jy nou van 3 of 4 kilos by, 2 visse by 60 punte. Dan is jy al bietjie nader aan Richard, verstaan jy? Dis daai goedjies, dit val in jou kant, dit val nie in jou kant nie. Soos oom gesê die vorige dag het oom daai 7 kg grasie gevang. Hy het oom se kant toe gekom, die volgende dag het hy nie. Hy kon net so wel weer gekom het, verstaan jy? Dan maak hy die game net nader in mekaar weer, maar dit is so. Good luck. Wel ek moet vir julle sê, ek Reinhard, Richard en Morney Simon. Nee, Morney Simon was laas jaar daar in die eerste 5. Hierdie jaar dieselfde. Al wat nou verskil het is net James Craven wat ingekom het hierdie jaar teenoor verlede jaar. So dis maar dieselfde top wat daar was, is maar weer dieselfde top, maar net weer geskuif rond is. So dit wys net vir jou, dis hoë standaard. Dis nie jy gaan nie net soont om te wen nie, ja. En niemand moet sê hy was net lucky met die babers nie. Man, jy hoef hierdie uit te sny nie. Dis 'n pot kak as hulle dit sê, want hy het gehengel vir hulle. En good luck vir hom. Hy het 'n gamble gevat. Die gamble het vir hom afgesteek. Ek het 'n gamble gevat om daar agter te hengel. Dit het vir my afgewerk en ek het my vrugte gepluk. Dalk nie die rypste vrugte nie, maar ek het vrugte gepluk. Ag, 'n derde, ek sê nog steeds, wat met die Elite series is, ek bedoel, jy hengel 'n hele jaar om op daai dag uit te kom. Nee, dis so. Dis nie 'n once, jy kan nie net gaan en sê okay, jy gaan dit hengel en finish klaar. Nee, dis 'n feit. Nee, dis 'n jaar se commitment en om na 'n jaar se commitment 'n derde te kry. Oom Johan, dis fantasties. Dis 'n great resultaat. Ek sê dit gaan in alle geval na my mening deesdae veral met die prysgeld wat redelik drasties gekrimp het. Dink ek dat dit gaan baie meer oor die bragging rights as enigiets anders. Nee, dis 'n feit. Want dit is wat van bly 'n spogtoernooi om in die top 3 te kan eindig. Ek bedoel, ja, nee, maar dit is so. Ek meen dis nie net sommer hier jy selfs by die seniors man, selfs by jy kan eintlik al die afdelings vat. Absoluut. Dis almal top hengelaars wat daar is. Hy's nie daar omdat hy die jaar lucky was nie. Hy het deur die jaar goed gedoen.
En om in die top 50 te hengel en dan in die top 20 toe te gaan, dan het jy goed gedoen. Dit is nou maar so. By die seniors was dit nou die jaar net bietjie baie moeiliker, want daar's van die topmanne wat nie eens daar was nie. Hulle het dit nie eens gemaak nie. En wat 'n oude, as ek my geld op dit moes sit, sou ek nooit daai top 20 wat daar was in die finaal gekies het nie. Die lysie sou totaal en al anders gelyk het. En ja, dit is maar net so. Maar dat daar goeie hengelaars is, daar's baie goeie hengelaars. En Ek het vroeër vanaand het ek met een van my pelle by die werk gesels en ek het soms 'n bietjie knorrig geraak, moedig geraak vir hom en ons staan so gesels en ons praat so oor die visvang en ek sê toe vir hom, hy vra vir my toe wie is die gas van vanaand vir die episode en ek sê toe vir hom so Johan, hy het goed gedoen by die finaal en goed sit. En hy sê ja, ek maar visvang is eintlik maar 'n vreeslike ongesonde sport. Dit kan vir hom ongesond raak, ja. Ek kyk hoe ek sê vir hom nou, Lourens, wat dis nou 'n Suid-Afrikaanse boertjie. Dis 'n ou van Limpopo. Ja, van Limpopo. En ek sê vir hom nou, Lourens, wat bedoel jy nou? Dis 'n helse ongesonde sport hierdie. Hy sê wel, eerstens jy's die hele dag in die son. Ek sê vir hom ja, okay, die son is seker nie great nie, maar is ook nie die einde van die wêreld nie, maar dis okay. Hy sê jy sê die ouens drink verskriklik en ek sê vir hom luister chom. Ek sê vir hom jy het 'n wanpersepsie van wat hengel is. Ek sê vir hom dink in jou kop, ek begin toe en ek praat van 'n ESAS. Hy sê ja, maar ESAS is anders. Ek weet enige ESAS is kompeterend. En ek sê vir hom, okay, so hou die prentjie in jou kop van wat jy dink 'n Suid-Afrikaanse ESAS is. Né? En dan dink jy doen dit elke naweek of elke tweede naweek by 'n elite. Want dis dieselfde tipe ouens wat daar hengel. Dis dieselfde kwaliteit, dis dieselfde standaard, dis dieselfde reëls, dis dieselfde. Ek sê vir hom, jy doen dit 2-3 keer 'n maand kan jy dit gaan doen. Ek sê vir hom as jy daai dronkgat wil weet wat langs die dam wil gaan sit en jou koelerboks uithaal soos ons gister verlede week gesê het. By all means, maar dis visvang. Dis nie visvang nie. Sorry. Ek het daai verkeerd uitgesit. Dis nie bokslagter. Of hulle gaan ook kwaad word. Nee, dis sommer net 'n damduiker. Ja, ons kan dit nie. Maar dis goed Sakkie, jy het hulle uitgesort. Ek net hierdie gou lees hier so. Maar gelukkig weet ek daai ouens kyk nie die podcast nie. En by dit sê ek nie dit is verkeerd om te drink, 'n dop te drink as jy gaan visvang nie. Ek het dit baie gedoen. As ek op social gehengel het ek ook 'n paar doppe gedrink. Nee, dis glad nie 'n issue nie. Nee, ek sê net dat die wanpersepsie wat hulle het, ja, die wanpersepsie van wat hulle het van wat 'n elite en goed kan wees en dis net om te wys dat wat se kwaliteit en wat se standaard 'n elite series eintlik is. Dis baie nee, absoluut. Nee, dis 'n feit. Ja, die mense daar buite kan dink ook. Ek sê altyd vir hulle en ek bedoel dit nou. En ek dink ons het dit al hoeveel keer gesê op hierdie ding, as die ouens dink as ons na 'n toernooi toe gaan, of ons gaan visvang, dan gaan ons met vakansie. Hulle almal dink so. Hulle besef nie, selfs toe ons die elite finaal gehengel het, jy's 4 uur op, jy gaan slaap 10 uur vanaand. 4 uur is jy op langs daai water, jy is die hele tyd langs daai water, jy is in die son, in die weer, in die elemente, in die omstandighede. Daar is druk op jou, hulle kan sê net wat hulle wil. Maksak wie is nie? Hoort jy nie daar nie. Daar is druk op ons. Ons het druk. Party mense verwerk dit net anderster as ander mense. Maar daar is druk op ons en die druk word adrenalien en adrenalien neek jou op. Dit is so. As jy nie adrenalien uitwerk nie, dan neek dit jou liggaam op. Dit maak jou fisies moeg. En dan sê hulle, ja, jy het dan weer gaan visvang. Ja, kom bietjie saam met my, kom kyk jy weer vir 5 dae. ESAS is 5 dae. Kom kyk hoe lyk mense oë na een dag se hengel. Man, hulle besef nie, dit is harde werk. Hoe lyk mense oë? Hoe rooi is mense oë na 'n dag? En dis uit en uit net van, dis taaf. Sakkie, en ek vat nou my as 'n voorbeeld. Ek het nou byvoorbeeld ekstreem gehengel. Ek het besluit ek gaan die ekstreeme roete volg en ek het dit gevolg en dit is so ek gehengel het. Nou dink vir jouself 50, 54. Ek het vir jou gesê ek het 52 of 54 vis die eerste dag aangehad. Dit beteken ek het 60 keer gegooi.
60 keer full blast. Hulle dis maklik om die ouens dink ag jy het net 130, 135 hengel. Kom gooi 135 in daai toestande met daai ligte sprintjie 60 keer vir die dag. Dan dink jy hoeveel pryse sit jy op jou liggaam. Dis nie net 'n fliekkie wat ek nou hier maak nie. Ek met daai ding gooi. Die ouens dink dit lyk net vir hulle maklik. Ek gooi hom maklik. Man, dis harde werk vir my. Hulle dink dit is nie harde werk nie, maar dis harde werk. Ja, toe oom gesê het ding 54, het ek aan oom se ouderdom gedink. Ek het nie gedink aan die hoeveelheid gooi nie. Dan onderskat jy Johan. Dankie. Dis 'n paar jaar terug daai sakkie. Ja, dis 'n hele paar jaar terug. Ek gaan nou ook veterane toe, so ek gaan een van die dae gaan ek een van min ouens wees wat seniors, meesters, veterane hengel. Maar ek dink ek sal die veterane nog los vir so 'n jaar of 6. So ek sal eers nog bly by die seniors en die meesters. Dis nog vir my lekker genoeg. Ja, dis goed. Dis maar een van daai dinge. Maar sê gou vir my, ons het nou so 'n bietjie gesels rondom die weer wat nou so aanpak gehad het. Hoe affekteer dit die hengel oor die algemeen? Kom ons gesels net 'n bietjie oor hoe ons weer die seisoen gaan een of ander tyd draai. Hoe gaan dit, wat moet ons doen om gereed te maak vir dit? Is daar enigiets wat ons spesifiek aan moet oplet? Johan? Sakkie, ons kan dit al klaar sien. Ons kan al klaar aan die kondisie sien, ons kan al klaar aan die vis. As ek vat van, ons het 'n SA's bietjie meer as 'n maand terug gehengel. Ja, einde Februarie. En ons het einde Maart, begin April het ons nou die finaal gehad. So dit was bietjie meer as 'n maand. En ons kon duidelik sien van toe ons dan gehengel het tot wanneer ons nou gehengel het al, hoe dit afgeneem in die hoeveelheid van vis. Van 40 sakke na 20 sakke toe, 25, 30 toe miskien. So dit het al klaar effek gehad. Dit het al klaar, die water is klaar koud, die baie water wat bly inkom. Ek meen, hulle het haal gehad, die haal wat op die water val, man, hulle kan maak net dat hulle daai water moet koud word. Dit is maar net so. So ons gaan klaar in van hierdie maand af is ons klaar in die wind. Jy kan klaar hoor waar die ouens gehengel het. Hulle begin al klaar groter vis vang, die kleiner visies is weg. En dis al klaar die goeie teken van dat ons in die winter ingaan, die groter Kaapse is besig om te eet. Dis hulle tyd. Jy gaan nie 20 vang nie, maar jy gaan 10 en 12 vang, maar jy gaan 10 en 12, 24, 25, 26 kilogram se vis vang. En dis wat lekker is. Ons het daai seisoene ook nodig. Die naweek wat verby is, sakkie, was daai Champ of Champs. Ja. Was by Bloemhof by Bamboespruit. Nou soos Johan vandag vir sê, mense moet onthou, hulle was nou daar net na die karp ouens se SA's daar was. Is hulle SA's gewees, nee Johan? SA oop, ja. Maar as dieselfde as die SA's, hy's presies dieselfde tydperk, presies dieselfde voer, presies alles dieselfde. Maar in alle geval, daai ouens het obviously daai water toe nou goed gevoer en daar was 'n klomp vis. Nou sien ek hierso die wenner was Chris Noordman. Ons wou met hom ook graag 'n podcast gehad het, maar hy verskoning aangebied en gesê hy sien regtig net nie. En die verskoning was aanvaar sonder enige kwaad gevoelens. Ons verstaan. Ons verstaan. Is dit nie vir jou nie. En Chris ek wil hom net erkenning daarvoor gee. Hy het oor die 2 dae het hy 40 vis, 168 kilos gevang. Alles Kaap, né? 80 vis. Net Kaap. Ja, 80 vis, 168 kilos. Net karpe 2 kilogram ge-average. Yes. Nee? Die persoon wat tweede was het 49 vis gehad vir 124 kilos oor die 2 dae. Maar dan die wie is die veterane? Daar het Janie de Pre gewen. Hy het gehad 58 vis, 168 kilos. Dis nog wie die seniors gewen? Chris Noordman. En Rolfie Groen. Rolfie was derde. Rolfie was derde. Hoe het sy totale sak geryk? Kom ek gee dit vir jou.
per toeval Rolf was derde en sy pa was ook derde. Ja, sy pa het by die veterane gehengel. Ja, maar hy was derde. Hy het 48 Mag vir papa die hek oop 112. om die ouma sê soos die mamma moet die hek oopmaak en dan sê sy moet my bussie se klap oopmaak en die vleis alles agter in die bussie laai. Asseblief sê vir die ouma ek's nou by hom. Ons het met regtig 'n bok raak geskiet. Ek het al vir jou gesê ek het die plaas plat geskiet, wat praat jy? Sakkie, hier's net weer daai ding tussen die young guns en die ou toppies, né? Ja. Rolf senior het 152 kilos gehad. 152, ja, en Rolfie 157 vis en Rolfie het gehad 48 vis 112 kilos. Ja, maar mense het ook nou nie waarlik gesit het nie. Dit hulle sit bamboes. hulle sit die ou toppies altyd daar op die hotspot Dis 4 ons weet dat hulle vis die Hulle het gevang op 4 plekke 4 verskillende penne gehengel. Ja, Al kyk, twee van ek Barry, hier gaan ek saam met Sakkie stem. Ongelukkig ek ken vir bamboes. Daar is areas wat baie makliker hengel as ander en beter vis gee. Ek meen vat die dames byvoorbeeld. Gaan net bietjie na die dames toe daar. Sandra van sy was by meester Ja? dames. Sy's by die meesters dames. Kyk Ja. bietjie by haar ook, selfs by haar ook. Kyk hoeveel vis het sy gehad en hoeveel kilos het sy gehad. Jan Pieterse het gewen. Ja, by die dames. Sy het gehad 102 vis vir 168 kilos. Verstaan jy? Kyk nou daar. Nee? So, dis net die area wat hulle gesit het. Dit is maar net so. En dan by meester dames Het Sandra gewen. Sandra het verlede jaar om gewen en die jaar toe nou weer. Sy het gehad 59 vis 128 kilos. Sien jy wat ek sê? Dis so, dit is maar net die area wat hulle, dit is maar net, daar's party areas het net bietjie meer vis en maar die dames het gesit in daai stuk, ons noem dit die dead man stuk, ons haal hom eintlik gewoonlik uit, hy was uitgehaal by die vroeë jare by die Karp Essas, omdat hy so vlak is daar. Maar hy het nou die beste vis gelewer, daai stuk water. En die dames het daar gehengel. En 'n mens moet ook onthou dat oom Rolf, hy sit nou daar in die Kaap en drink wyn. Hy mis die Kaap vang. Hy het die kans gehad om ordentlike Kaaps te vang. So hy man was lus geweest. Hy het niks op die tafel genoem. Hierdie ou toppies is definitief iets om mee rekening te hou. Is al wat ek Ja, sê. nee, wragtig. Nou, gepraat van Bloemhof, oom Johan, ons het nou bespreek dat ons wil kyk of ons vir oom Andries Marie op die podcast kan kry om 'n bietjie te gesels rondom die 2024 Wêreldbeker. 2027 het ek wat het ek gesê? 24. Sorry. Ja, die 2027 se Wêreldbeker wat Suid-Afrika toe kom. Ons weet Bloemhof gaan seker van 'n groot gedeelte van dit wees. Ek weet oom Johan is op betrokke daarbey, reg? Man, Sakkie, ja, ons moes ons keuses uitgeoefen het van wat ons wil doen en die 4 spesialis afdelings is mos nou die Method Classic vir die seniors, Method Classic vir die meesters en dan is dit die Method Feeder en dan is dit die karp. Okay, so dan die ander fasette is mos nou maar deel af van die diepseeboot en die vergooi en al die goed. So alles is betrokke. So ek probeer my beste om in daai span te kom vir die Method Feeder. Ek het alles gelos, die res alles gelos en net my toegespits op dit. En ons is nou in 'n oefengroepie van 10 of 12 of 15 van ons. En ja, ek lê in daai groepietjie. Is dit nou as 'n veteraan of 'n Nee, dit is die Method Feeder is net die Method Feeder. Ja, die classic kon ek gegaan het vir die meesters, maar ek het besluit ek sal eerder die Method doen, want ek hou meer van die Method, om die Method baie nader aan papgooi is as, ja, dis eintlik wat dit is. En ek gaan betrokke wees by daai gedeelte, ek probeer my beste om in daai span te kom. Hulle kies, Desember maand kies hulle al die spanne, al die spanne in Suid-Afrika wat gekies gaan word, die Rock and Surf, die maak nie saak wat dit klink vir my, daar gaan 'n lekker doel gehou word,
om daai ouens vir 2027 te cap. En dan so dit gaan lekker wees om in daai te wees. Daar gaan ouens wees wat in 2 fasette kan deelneem. Jy kan as jy in die een is, kan ek nog in die wat lekker is by die Method Feeder. Die Method Feeder is 'n week. Die lande het gevra dat hulle wil dit asseblief nie hê nie, die Method nie, maar toe gaan Andries en hy gaan baklei toe vir ons en vra dat ons dit 'n week voor die tyd kan hou. Dan kan dit nog steeds deel vorm van die wêreldspele, maar dan kan die lande wat nou, want daar's baie van daai lande wat se hengelaars al 2 doen. En hulle het gevra dan, as hulle dit voor die tyd kan doen, dan is hulle hierso, dan kan hulle die een doen en dan kan hy die ander een gaan doen. So, en toe word dit goedgekeur en FIPS het dit aanvaar, en dis hoekom dit nou nog steeds deel is. So, alhoewel ons 'n week voor die tyd gaan hengel, is dit nog steeds deel van die 27 wêreldhengelspele. Ja, ek dink dit gaan interessant wees. Ek dink regtig ek gaan my bes te probeer om bietjie uit te brei na nee, ek gaan glad nie daar kan wees nie. Nee, dit gaan vir my te moeilik wees. Maar om terugvoering te gee rondom die spelers. Ek wil kyk of ek iemand kan kry by die feeder, by die Method, by die karp. Ek wil kyk of ek iemand kan kry by cinema by bass. Ek wil kyk of ek iemand kan kry by die diepseebote. Ek wil kyk of ek iemand 'n verteenwoordiger by elkeen kan kry en regtig dit 'n podcast kan maak waar kyk of ek, kom ons sê vir daai week elke aand gou sit, doen gou 'n 10 minute call met elkeen en dan sit ek dit uit vir die mense om te kyk, want ek dink nie daar's enige iemand wat gaan broadcasting doen rondom die event nie. So ek dink as ek dit kan doen, kan dit ja, so Sakkie, so vir mense gaan kry. Ek is nou gelukkig. Ek is nou in daai bootjie van dat ek kan die Method doen en dan kan ek besluit wil ek die papgooi gaan doen. Ek kan dit gaan doen by die meesters of ek kan dit gaan doen by die seniors as ek wil. Kyk of ek in een van daai spanne kan kom. En dan het ek nog die geleentheid om in die vergooi span ook te wees. So vir my is daar baie deure oop. Omdat ek al die fasette doen, is dit nou vir my net soveel makliker. So ja, ons moet nou maar net kyk by die en ons is ook nie bang vir 'n rock and surf nie. Ek sal eerder ek like die rock and surf, jy ken my mos. Ek love die rock and surf. Ek geniet dit verskriklik baie. Maar ek sal eerder dan die pap gooi doen voor ek die rock and surf ding doen. Verstaan jy? So ja, maar ek is gelukkig. Ek kan nog 'n tweede deelname ook hê in daai selfe kampioenskappe. Ja, as gevolg van die feit dat die method nou 'n week vroeër is, dan maak dit ook 'n bietjie oop vir die res. So gaan daar vergooi is ons ook wees. Ja, dis deel is as die toernooi. Ja. Hulle gooi nou oor 2 weke gooi hulle in Italië. Die wêreldkampioenskap. Hulle die lys al uitgestuur van die lande wat deelneem en alles. So nee, hulle kom verseker. Maar dis oom Johan se ou vergooi styl. Ja, maar vergooi. Nee, nie balletjies nie. Nee, daar gooi ons sinkers, broer. Ja, nee. Daar trek lote. Dis wat ek sê, dis oom Johan se gewone vergooi, nie die ja, dit gaan ja, dit is die regte vergooi. Ja, ek sal in my lewe nie vergeet nie. Ons het daai 1 jaar het ons 'n kliniek gereël. Ek kan nie onthou. Ja, ek was vreeslik klein. Ek dink dit was op by Bloupan gewees as ek dit nie mis het nie. Het ons so 'n kliniek gehad en oom Johan daai jaar het oom so stokke haag bring met oom se katrol met die magnete wat oom so gedraai het en yes, ek het 'n klein sakkie was heavy fascinated gewees hoe hierdie oom daai ding gooi. Ja. Overwind en maak hom los en hy trek nou. Hulle trek nou nog lekkerder as daai tyd. Is net die liggaam is nie meer lekker om hom te laat trek nie. Ja, dit Sakkie, dis die enigste probleem is ouderdom is nie in ons realiteit. Dis 'n realiteit en al daai jong mannetjies wat daar gooi in die wêreld, hulle is almal onder 40 jaar oud. En is almal sulke spiertiere en hulle tel 160 kilos op en hulle deadlift en sulke goed. So dit is ongelukkig nou maar net dis realiteit. Ja. Ouderdom is maar teen 'n mens en ons is nie veronderstel om op 60 nog daai gooi te gooi nie. Teen hulle te kompeteer nie. Ons het verlede naweek gegooi. Ek het verlede naweek nie hierdie naweek nou een voor dit het ons gegooi.
en ek kon nog daarmee naby 2:30 kom, so ek in slegte kondisies, ons het glad nie goeie kondisies gehad nie. Ek kon nog toe sit die gooi, so daar's nog so 'n bietjie hoop vir my om nog weer by 2:50 uit te kom, al met die wind kwaai. So maar ek meen, ons gooi daai afstande met wind. Ons moet dit gooi. Hulle gooi dit ook maar met wind. Hulle gooi dit nie as daar niks wind is nie. Daar's nie 'n twyfel. Hulle sal dit mooi regkry. Hulle kan maak net wat hulle wil. Dit is maar in ons game. Daai lood trek net nie so ver as hy nie die wind kry nie. So. Maar ja, ek is gelukkig bevoorreg, geseënd. Ek is nog gesond genoeg om dit te kan doen, en as die Here se wil is, dan ons kan dit doen teen 2027. Dan sal ek in 'n tweede faset ook kan deelneem. So ons kyk maar hoe loop dit uit vir ons. Daar's nog baie, ons het nog 'n hele essays oor met die method. Ons het 'n method essays oor, en dan gaan hulle eers daarna die spanne kies, en ons het nog 'n paar oefendae en goed wat ons moet bywoon en al sulke dinge so. Is nog 'n rukkie voor daai spanne gekies word. Ja, maar ek dink dit is goed dat 'n mens vroegtydig net so bietjie opbouing maak vir die wêreldbeker, vir die wêreldspele. Ja, Oktober. Ek dink dis hoekom ek dink dit sal goed wees om met Andries te gesels, of om te sê kom ons gesels 'n keer rondom die beplanning rondom dit, en jy weet, Oktober 27 klink ver. Ons is klaar in Mei maand. Ons is klaar in Mei 26. Ja, 16 maande, ons is daar. Net so, om die draai, ons maak so en ons het verby. ja. Ons gaan weer 'n podcast hê, net nadat ons die podcast gehad het van die feeder finaal volgende jaar, elite finaal, dan sê jy, oor 2 maande gooi ons ver. En die ding is, ons het net hydag gepraat dat Dwayne Webb, hy is nou so vreeslik keen om die method feeder ding aan te vat. Dis iets wat hy regtig graag wil begin. So ons sal seker binne die volgende paar weke sal ons 'n episode doen. Ek het sommer gedink ons sal doen met oom Werner Libbe. Ek dink hy sal ook 'n goeie gas wees om daar te gesels. Dan sal Dwayne 'n lys maak van vrae om te vra wat hy wil vra oor hoe dit werk. Alhoewel hy baie van die antwoorde ken, maar hy sal weet wat sy beginner vra. So dan kan ons deurgaan oor wat die method feeder is, hoe dit werk. Ons het al 'n episode so gedoen met Neville Ford, as ek dit nie mis het nie, so 'n paar maande, so seker wat 'n jaar en wat terug. Maar ek dink dit gaan 'n passie video wees. Ek weet daar gaan nie te veel views op hom wees nie, maar ons het dit gedoen met die boot. Met die light tackle boat het ons 'n video uitgesit om te wys hoe ons die boot doen, hoe ons die boot uitlê, hoe ons die anker doen. En ons moet dieselfde tipe video met papgooi eendag doen, waar ons letterlik van scratch af begin, want al die episodes wat ons al gedoen het ons gesels rondom iemand wat weet wat papgooi is. Ons het nog nooit 'n video gemaak van 'n beginner guide vir dit nie, so ek dink dis iets wat ons baie maklik kan doen op die podcast. Ja, dis waar, dis baie waar. En dan met die method, ek dink dis die ander ene wat 'n mens definitief moet doen hierso. En dan kan ons ook uit die aard van die saak 'n karpie ook doen, maar daar's wat ek bitter min kennis. So dit gaan moeilik wees. Maar nou ja, alright, ek dink die tyd het ons so 'n bietjie gevang. Oom Johan, is altyd lekker om met te gesels. Ek weet ons probeer as ons kry oom is vinnig om ja te sê. Ek dink oom is een van die gaste wat die vinnigste ja sê. Ek dink ons hoef haar arm nie eers te draai nie, so rubber arm, hy sê so recordos, ja, hoe laat? Ek en pa het al lank al 'n ooreenkoms gehad. Ek het vir hom sê ek sal enige tyd vir hom. Die mense geniet dit, die mense op 'n stadium vir sy dogter 'n chocolate koop. Die mense geniet, nee, toe maar ek sal daai uitsorteer, moenie worry daaroor nie. Dis ons invite nou haar game space, maar dit maak nie saak, sy verstaan dit. En dis altyd lekker. Die ouens sê altyd, vandag kom maar weer ou in die winkel en sakkie, dis klein goedjies wat ons vir granted sien. Wat aanhou kom aanstap. Ek het hom nog nooit gesien nie. Hy stap aan, skud my hand, hy sê, "Yes, ek het jou video gekyk gisterand, hoe jy die knoop maak." Nou dink ek myself, shit, vir my is dit 20-25 jaar se knoop wat ek al maak. Ja. Vir hom leer hy hom nou, en vir hom is dit 'n helse ding. En dan dink ek eintlik, weet jy wat, ons het 'n groter impak eintlik as ons mooi daaroor dink, as wat ons hier binnekant voel, as wat ons daar buitekant sien. So die mense hou daarvan. Die mense hou van, hulle wil goed leer, hulle wil goed sien. Hulle hou van die podcast. Ek dink met die feit dat ek nou half die nuwe sport aangevat het met die 3-kamp ding,
En kyk ek nou na hierdie podcast totaal en al met ander oë, as ek dit so kan stel. Ek bedoel, nou laat ek sit nou in die situasie waar ek wil leer. Ek wil inligting hê, want dis iets wat ek nie ken nie. So vir my, ek luister podcasts elke dag. Ek luister, as ek universiteit ry, luister ek podcasts, as ek terugry, luister ek podcasts, as ek oefen, luister ek 'n podcast, pad werk toe, dit is maar wat ek doen. Ek luister die hele tyd na 'n podcast om te probeer leer en goed so dit. So ek sien nou hoe die mense aan die ander kant is. Ja. Waar jy daar's soveel kennis wat hulle het en ons, soos om Johan sê, ons vat dit van selfsprekend. Ons gebruik daai goed, dis vir ons 'n tweede natuur. En dieselfde vir daai ouens wat groot geword het wat hierdie kamp gedoen het, vir hulle wat al 20 jaar professioneel is, vir hulle is dit ook van selfsprekend. Hulle is hoe het jy dit nie geweet nie, maar die ding is as hulle articulate dit, hulle sê dit so mooi en mense het dit nodig. En ek dink net dis hoekom ek sal aan met die podcast, want ek weet daar's ons 1 of 2 ouens wat hierna geluister en gaan sê, okay, wel, dit my help, of sommer net, ons het vanaand nie regtig baie tips gegee, ons het vanaand sommer net lekker gesels rondom visvang, maar dit is sommer net lekker om baie keer terug te sit en net bietjie te relax. Selfs bietjie visvang, praat bietjie visvang. Mense geniet dit nog steeds. Mense gesien dit, hulle geniet dit nog steeds. Kyk, dit help nie ons vra, help nie julle praat met my oor tips nie, want ek het eintlik niks tips vir julle. Ja. Want ek doen wat ek doen en almal weet wat ek doen. Ek meen die goed staan daar, almal weet. Dis wat Johan mee visvang. As hy visvang is dit waarmee hy gooi waar oom gooi nie, so dit help ook nie veel nie. Nee, hulle gooi waar ek gooi, maar hulle gooi nie soos wat ek daar gooi nie. Dis die verskil weer. Ja. Ek hengel met die sprintjies sag, lig, 'n aanhou met 'n gewig daar gooi. So dis die ander gedeelte wat vir my dit in my gunst tel wat teen hom tel. Dis maar eintlik al wat dit is. Ek dink as jy mooi daaroor. Ander venues. Dit is so. Hengel ander water. En as hulle in my water begin gooi, dan gaan ek net verder. Of dan gaan ons net na die veterane toe. High five vir dit wel. Ja. Jy weet, Sakkie, die laaste ding wat ek wil sê is daar kom so baie mense in die winkel in en dan is die kinders daar, dan sê die pa, ag, kan hy nie 'n foto saam met jou neem nie. En dan dink ek, hoekom wil hy nou 'n foto saam met my neem? Ek is net wie ek is. Ek is 'n hengelaar. Ek is niks special daar buitekant nie. Vir hulle is dit special. Ja. Jy dink nie vir hom is hy special nie, maar eintlik is hy vir hom special. Ja, en dis ek podcast wil hê, want oom is so special vir ons. Ag, dankie Sakkie. Ek waardeer dit. En ek is ernstig. Ek het dit nou as 'n jokie gesê, maar ek bedoel dit. Dis vir ons altyd 'n eer om oom op die podcast te hê. Ek is maar net 'n mens. Altyd lekker om met hom te gesels oor dit. Is my nog altyd lekker. Ja, ek bedoel dit uit my hart uit dat dit is 'n voorreg om hom op te kry. Baie dankie. Ons baie jare kennis. Ja, dis Barry, hoeveel jaar terug het jy Supercast verkoop? 26, 27 daar rond. Ja, 28. 27 jaar. En onthou net, toe was ek al by pa gewees. Ek was by pa en ek het toe pa verkoop het, toe gaan ek net aan by die volgende ouens. Ja. So dis hoeveel jaar ek al saam met die game is. Ja. Ek het nou die dag gekyk, ek is 30, so iets soos ver oor die 30 jaar. Weet en ons kan nie jy kan nie vir 'n leek alles in een dag leer nie. Jy kan vergeet, jy kan nie. Ons kon dit nie in een dag nooit alles. Jy kan hom nooit, al het jy 'n leeftyd, gaan jy hom nooit als leer wat jy weet nie. Exactly. Want daar dinge verander, ek bedoel elke dag. Ek het duidelik te dink ek so myself. Ek wil regtig bietjie eendag net vir my ou veselglasstokke en my Orlando's uithaal en net 'n dag net jouself wees. Net jouself wees. Net gaan kyk hoe is dit? Kan 'n paad nog gooi. Ag daar's nie 'n issue met te gooi nie. Dis net ek sou graag wil sien waar gooi ek hulle deesdae. Sakkie is soos bicycle. Ek gaan 'n shocker wees. Is soos bicycle as jy opklim gaan jy ry. As jy hom kan ry, gaan jy hom ry. Jy gaan dalk 'n bietjie val, maar jy gaan ry. Exactly. Dis ek dink nou in die week met hierdie winde wat so waai, toe dink ek aan daai tyd as die lyn jou katrol verkeerd gevang het as jy nie by hom was nie. En hy waai daai lyn so af. Al lê dit so langs die kant, dan moet jy eers daar sit tussen die grasies en die bossies, haal hulle weer uit, rol op.
Yes, ek ja, speel kyk. 'n vis, ons hengel 'n liga teen Wits en ek staan in die water en Brian Antaid en Alec Boiter sit links van my. En die wind waai van hulle kant af na my toe en ek tel hulle lyne op en dis 'n groot gemors en hulle gaan en hulle vat my ander lyn en hulle by die lyn af, né? Nee? En nou is daai wind so van hulle af so toe en hy waai begin en hy een stukkie lyn Hou val net af aan, en- hy hou net aan. Nee. Ja, ek kom op die kant, hier lê 'n spoellyn, wat al die lyn is afgewaai. Toe ek op die ouend hierdie vis geskep kry, die lyne aantangle het, wat ook al. Ek sê ja nee, dis reg. Gelukkig het ek 'n klomp spoele en ek loop agter toe van daai katrol sit om in die kas, haal 'n aan en uit sit en gaan aan. Maar toe ek hy stok so gooi, toe ek staan so met die stok, toe Brian Antaid net voor dit het hy gegooi. En sy lyn maak so 'n groot loop en hy val op my stok. Val hy so en hy kom so tot hy gly so die stok af. Tot hy by my en ek byt hom. Nee, nou staan hy daar so nou vat hy slek so uit met daai Orlando. Nou vat hy slek uit. Soos hy slek uit, wat sien hy, hier kom die punt en hy kyk my so net. En ek lag vir hom. Ek sê van jou bliksem what Ek het comes jou. around goes around. Nee. Ja, ek get jou. Ja. En ek sal vir jou sê goed soos daai ou sal dit in jou lewe nooit vergeet nie, maar dit Ja, kan jy nooit dis- vir iemand leer nie. Hoe om daai Orlando te handle in daai wind. Dis 'n Nee, jy nagmerrie. moes dit self gehengel het om dit te kan doen, anders kon jy dit ja. Dis 'n nagmerrie vir vandag se mense sê ek. Maar dit is lekker. Maar ja, alright, ek wil vir Pa dankie sê. Dankie Dad. Dit was Dankie. lekker gewees om met Pa bietjie te gesels. Dankie vir al die moeite wat Pa aan daai kant vir my doen. Dis nie fout nie. Dit was 'n rowwe naweek vir ons albei gewees wat werk betref. Maar ek dink ons is nou aan die kopkant van alles. Maar vir die luisteraars wat geluister het tot nou toe, wil ek vir julle baie dankie sê. Gaan loer vir ons also by die membership as julle ons wil ondersteun. Ons sal definitief binne die volgende week sal ons weer begin met die video's vir die memberships. Ons was 'n bietjie agter gewees, maar dit was nie weens ons was nie lus gewees daarvoor nie. Dit was net by die werk as ons albei regtig net as julle weet hoeveel ure het ek agter hierdie rekenaar gesit in die laaste 5 dae sal julle verbaas wees. Ek sal julle volgende week sien, Woensdag, selfde tyd, selfde plek. Ek dink dit sal saam met Richard Becker wees. Dan gaan ons 'n bietjie gesels rondom hoe hy die dag benader het en dan sommer net nog bietjie oor die winterhengel. So ons sien julle volgende week, Woensdag 12:00, selfde plek. Ons is hierso. Sien julle dan. Cheers.